Goeiemôre vriende, dit is vandag donderdag 5 Maart 2026. Mag dit sommer vir julle net 'n mooi dag wees vandag. Dankie my Vader vir die enorme voorreg om so met U te mag praat. Dankie vir U liefde. Here, dankie vir U omgee. Dankie Here God dat U altyd met sagte oë na ons kyk. Dankie dat U deur Jesus Christus na ons kyk. Self God. Here, dankie dat U kom sterf het aan die kruis vir ons. Hier in hierdie lydenstyd is ons weer intens bewus daarvan. Here, U liefde is vir ons onverstaanbaar, hoe U enigstens kan lief wees vir sondige mense. Maar U is. Dankie met die sagtheid waarna U met na ons kyk. Dankie dat U ons nie verdelg nie. Vader, ons is lief vir U. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Ons maak vandag klaar met ons meditasie, vriende, meditasies. En ek is nog steeds in Psalm 119. En ek is hier by vers 43, waar hy die volgende kom sê: weerhou my tog van alles wat onwaar is. In U bepaling stel ek my vertroue. Weerhou my tog van alles wat onwaar is. En vriende, ek wil hê jy moet so 'n bietjie daar dink. Mens kan baie maklik dit van jou afskryf, aansit, maar wat is daar miskien wat indrys teen goed in jou lewe, in jou huwelik, in jou verhouding, daar by die werk, in jou besigheidstransaksies, wat net, hy's net so 'n bietjie af. Dis nie die waarheid regtig nie. Dit is nie die regte pad om te stap nie. As miskien versoekings oor jou pad. Weerhou my tog van alles wat onwaar is. In U bepaling stel ek my vertroue. Lê dit voor die Here. Sê Here, dis goed waarmee ek sukkel. Ek kom lê dit voor U. Help my dat ek dit nie sal doen nie. U woord is vir my belangrik. Die vertroue wil ek daar stel. Dink so 'n bietjie, mediteer daar, bid daaroor. Volgende gedeelte wat ek wil hê, wat ons 'n bietjie moet oor mediteer, is vers 59. Ek het die koers van my lewe oordink en na U verordeninge teruggekeer. Ek talm nie, ek haas my om U gebooie te onderhou. Ek het die koers van my lewe oordink en na U verordeninge teruggekeer. Dink 'n bietjie, mediteer 'n bietjie oor die koers van jou lewe. Waar staan jy met die Here? Wat is die koers van jou lewe? Waarop is die koers ingestel? Is dit om alle eer aan God te gee, om voluit vir hom te lewe, of is die koers 'n ander ding? En die psalmdigter kom sê, ek het my koers en my lewe oordink. En ek het daai verordeninge teruggekeer. So, en ek neem aan hy was nie lekker by die Here se woord nie, né? Dink 'n bietjie oor jou lewe. Waar staan jou lewe? Mediteer 'n bietjie daar, reflekteer daaroor. Is jy naby die Here? Oordink 'n bietjie die koers van jou lewe. Dink 'n bietjie, gee jou geleentheid om 'n bietjie te dink oor jou lewe. En as dit nie op trek is nie, jy sê vir die Here, gee dit in die Here se hand en sê hy moet jou help. Laaste versie waarmee ek vandag se meditasie gaan afsluit is vers 105. U woord is die lamp wat my die weg wys, die lig
op my pad. Die woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad. Die woord van die Here het ek al baie vir julle gesê, die wet van die Here, maar kom ons sê die woord van die Here is soos 'n aanloopbane in die nag van die vliegtye. Die liggies is daar. En die loods kan besluit om tussen die liggies te land. Tussen die liggies is baie veilig, maar die loods hoef nie daar te land nie. Hy kan dit ignoreer en daar in die veld land met baie groot negatiewe gevolge vir hom en die passasiers. So daardie liggies wat in die aand daar is vir die loods om sy vliegtuig te fokus sodat hy veilig kan land, is nie om sy keuses weg te vat, sy vryheid weg te vat, spoil sport te wees nie. Dit is regtig daar om sy veiligheid te verseker. En dit is dieselfde met die woord. Daarom is die woord die lamp wat my weg, die weg wys, die lig op my pad. En ek het nou 2 keer al in die meditasie gevra, lees jy die Bybel? Lees jy die Bybel? 'n lewende verhouding met God beteken ek en jy moet op 'n gereelde grondslag die woord lees en die woord bid. Dit is wat 'n verhouding is. Jy laat toe God met jou praat in die woord, dat jy reageer daarop deur te bid en te sê, Here, nou dit gelees, help my om dit toe te pas in my lewe. Die woord is my lamp wat my die weg wys, die lig op my pad, maar vriende, dan moet ons die woord bestudeer en nie bestudeer van buite af nie, maar dis mos 'n verhouding om te hoor, maar wat sê die Here vir my in die woord? Maak weer eens 'n commitment dat jy dit gaan doen. Ek weet jy dit al so 'n dag of 2 terug gedoen. Maar maak weer 'n commitment. Sê vir jou, wat is die tyd wat jy gaan toelaat vir hierdie stil raak saam met God en sy woord. Want die woord is die lamp wat my die weg wys en die lig op my pad. Ek gee jou so 'n minuut waar jy weer eens commit, dat jy 'n commitment maak, wanneer gaan jy stil raak en die woord na kyk om in 'n verhouding met God te staan. Maak 'n commitment, besluit die tyd. Mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Amen.